Ons gaan vanoggend voort met ons behandeling van die Heidelbergse Katekismes. Ons gaan by Sondag 14 stilstaan. Ons gaan na die Here se woord luister uit Hebreërs 2. Hebreërs 2 gaan ons die hele hoofstuk saam lees. En dan gaan ons in die besonder ook die klem laat val op vers 14 en vers 17 van Hebreërs 2. Ons luister dan na die Here se woord, Hebreërs 2 van vers 1 af. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê: wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dis tot sover uit die Here se woord. Dan uit ons belydenis Sondag 14 van die Heidelbergse Katekismes, vraag 35. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? En dan die antwoord, dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy te gelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. En dan vraag 36, watter nut verkry hy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En die antwoord, dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Ons fokus in besonder op vers 14 en 17, vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En dan vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
Geliefde gemeente, Paulus som in 1 Timoteus 3 vers 16 die evangelie op met die woorde: en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. God is geopenbaar in die vlees. Dis die eerste ding wat Paulus noem. Dis een van die belangrikste dinge wat ons moet glo. Daarom is daar ook in ons belydenis 'n hele Sondagsafdeling waarin ons aangaande God die Seun se vleeswording bely. Ons het in ons behandeling van die katekismus 'n hele rukkie nou al stilgestaan by die persoon van Christus. Ons het gehoor van sy verskillende name. Ons glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here. En watter heerlike skatte van God se genade is nie in die persoon van Jesus vir ons ontsluit nie. Jesus is ons volkome verlosser. Nou sal jy onthou, ons apostoliese geloofsbelijdenis is opgedeel volgens die persone van die goddelike drie-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nou sien ons dat die grootste deel van ons belydenis gaan oor God die Seun. En dit is nie omdat ons glo dat God die Seun belangriker is as die Vader of die Heilige Gees, die ander persone van die goddelike drie-eenheid nie, maar dis omdat God hom aan ons bekend maak deur die Seun. Ons hoor in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Daarom is daar in die skrif en in ons belydenis so 'n sterk en pertinente klem op Jesus Christus. Daarom is daar so 'n groot deel van ons belydenis wat gaan oor sy persoon en werk. Ons ken die Here in hom. God spreek tot ons deur sy Seun. Maar nou hoor ons in die apostoliese geloofsbelydenis ook die name van twee gewone mense. Die een is Maria en die ander een is uiteraard Pontius Pilatus. Dis twee gewone mense wat met goeie rede in ons belydenis genoem word. Vanoggend hoor ons spesifiek waarom Maria se naam genoem word. Ons bely dat Jesus ontvang is van die Heilige Gees en dat hy gebore is uit die maagd Maria. Deesdae is daar heelwat predikante en teoloë en professore wat hierdie leerstuk bevraagteken. Maar die maagdelike geboorte van Christus is iets wat nodig is vir ons verlossing. Dit is ononderhandelbaar nodig vir ons verlossing, dat God die Seun werklik 'n sondelose, maar 'n eg menslike natuur, 'n eg vleeslike natuur aangeneem het. Daarsonder sou ons nie verlos kon word van ons sonde nie. Dit leer ons baie duidelik uit die hele skrif, maar veral uit die Hebreërbrief. In die Hebreërbrief hoor ons dat Jesus nie net die volkome openbaring van die Vader is nie, maar dat hy ook die volkome middelaar is tussen ons en God. Daarvoor moes hy minder as die engele geword het, in die woorde van ons skrifgedeelte, deur vlees en bloed aan te neem. Hy moes 'n ware mens word en hy moes as 'n ware mens ly. Ons hoor die rede daarvoor in hoofstuk 2 vers 10. Maar dit het hom betaam terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. God wou baie kinders tot die heerlikheid bring. Hy wou uit sy vrye welbehae genade bewys aan baie mense, deur aan hulle die saligheid te skenk, deur aan hulle die ewige lewe te skenk. En hy wou dit doen deur die lyding van Christus heen. Christus wou ons verlos deur van ons sy broeders en per implikasie susters te maak. Hy as die eniggebore Seun van God wou ons tot kinders van God maak. Hy wou ons so verlos dat hy hom nie sal skaam om ons sy broeders te noem nie. Hy wou ons so verlos dat hy uiteindelik voor die Vader kan staan en sê, hier is ek en die kinders wat U my gegee het. So groot is God die Seun se liefde en genade. Maar om dit te kan doen, moes hy tot volmaakte middelaar vir sy broeders en susters word, om werklik
sy broeders vry te maak van die dood en oor te bring na die heerlikheid, moes hy hulle middelaar word. En daarom hoor ons in ons skrifgedeelte van die bevryding van Christus se broeders. Hoor weer vers 14 tot 15 van ons skrifgedeelte. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Die kinders wat God uit sy vrye genade wou red, wou verlos, is vlees en bloed deelagtig. Ons is vlees en bloed. Ons deel daarin, dis wat ons is. Maar God is nie. God is gees, hy is nie materieel nie. En dit geld van God drie-enig. Hy is 'n enige geestelike wese. Vader, Seun en Heilige Gees is geestelik. Vir die Seun om van ons wat vlees en bloed is, sy broeders te maak, om ons met hom te verenig, sou dit eers nodig wees dat hy hom met ons verenig. Hy moes, soos die skrifgedeelte sê, op dieselfde manier vlees en bloed deelagtig word. Waarom? Want dit is vlees en bloed wat as vlees en bloed verlossing nodig het. En dis God alleen wat by magte is om vlees en bloed te verlos. So daar het ons die redes waarom die Seun vlees en bloed moes word. Goddelike krag is nodig vir ons verlossing, maar goddelike krag in vlees en bloed. Die rede vir die Seun se vleeswording lê dus in wie hy is en in wie hy wou verlos. Maar dit lê ook in dit waarvan hy ons wou verlos. Ons skrifgedeelte sê dat hy ons spesifiek van die slawerny aan die duiwel en die dood wou verlos. Die duiwel het deur die dood 'n bepaalde mag oor die natuurlike mens. En ons moet mooi verstaan hoekom. Die duiwel het die mens verlei om hom in die ewige dood te laat beland. Die duiwel wou spesifiek God se voorneme, sy bedoeling om seën en oorvloed aan die mens te gee, tot niet maak. Hy wou spesifiek die gemeenskap tussen God en die mens verongeluk. Ook sodat hy God se belofte van die ewige lewe aan die mens tot niet kon maak. Op daardie manier wou die duiwel eintlik God se waarheid teenoor sy geregtigheid probeer afspeel. Of die Here hou sy woord, naamlik om die ewige lewe van seën en oorvloed aan die mens te gee, of die Here beoefen sy regverdigheid deur die mens aan die ewige dood oor te gee. So was die dood te gelykertyd daar vanweë God se vloek oor die mens se sonde, maar so was die dood ook 'n instrument waardeur die duiwel die mens gevange hou. Die vrees vir die dood en die vrees vir die ewige dood is iets waarmee die duiwel mense slawe maak. Dit is iets waarmee die duiwel vlees en bloed slawe maak. Want saam met die dood kom die verganklikheid. Vlees en bloed is dus die voorwerp van die duiwel se wrede mag. Vlees en bloed wat vrees vir die dood as God se oordeel. Want die duiwel, broer en suster, hou werklik die natuurlike mens gevange deur die vrees vir die dood. Hy voer mense allerhande leuns sodat hulle uit die vrees vir die dood afgode aanbid. Hy voer hulle leuns sodat hulle uit vrees vir die dood hulle beste lewe nou probeer leef, sodat hulle allerhande plesier en welis najag vir so lank as wat hulle nog kan. Hy hou mense in selfsug gevange deur die vrees vir die dood. Hy lei mense om vir hulle self te leef. Hy hou ook mense werklik gevange uit die vrees vir die dood as God se oordeel. Wanneer mense se gewetens hulle aankla vanweë hulle sonde, dan gebruik die duiwel dit om hulle bang vir die ewige dood te maak, om hulle bang vir die Here te maak. Die dood hou die natuurlike mens gevange vanweë die vrees vir die dood. En die erge ding is, die mens verdien wel daardie dood. Die sondaar moet die ewige dood kry. Die loon van die sonde is die dood. En daarom moet daar gesterf word om vir die sonde skuld te betaal. En God kan nie sterf nie, want hy is onsterflik. Hy kan nie doodgaan nie. Daarom het God die Seun vlees en bloed
deelagtig geword, sodat hy die dood as God se oordeel in ons plek kom dra. As hy die dood as oordeel immers vir ons gedra het, dan kan die duiwel ons niks meer sê nie. Dan hou die dood uiteindelik nie meer vir ons 'n bedreiging in nie. Dan het vlees en bloed betaal vir die verlossing van God se kinders. Dan het vlees en bloed die oordeel van die dood gedra. God se waarheid en sy geregtigheid is gehandhaaf, sy belofte van die ewige lewe is gehou, en die sonde van elkeen wat hy wil verlos, is betaal. Wat 'n heerlike troos is dit dus dat die Seun vlees en bloed deelagtig geword het. Hy het ons sy broeders gemaak, deur in die eerste plek ons broeder te word, deur ons menslike natuur aan te neem. En op hierdie punt is dit net belangrik dat ons in lyn met ons belydenis verstaan, God die Seun het nie in 'n mens verander nie. Hy is ewig en onveranderlik God en hy sal dit vir ewig bly. Die Seun het nie in 'n mens verander nie. Hy het as die ewige en die onveranderlike God 'n vleeslike natuur aangeneem. Sy godheid en sy mensheid is verenig in sy persoon. Een persoon, twee nature wat vir ewig twee nature sal bly. Daarom kan hy vlees en bloed, waaraan hy deelagtig is, oorbring na die heerlikheid van God, omdat hy waarlik God en waarlik mens is. Daarom is dit so 'n groot troos om te kan bely dat God die Seun die menslike natuur aangeneem het uit die bloed en vlees van Maria. Dis waaroor dit gaan. Hy's werklik as 'n mens gebore. Dit was immers ook die evangeliebelofte wat die Here van die begin af in die paradys gegee het. Die Here het met die sondeval vir die duiwel gesê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die Here het van die begin af beloof dat daar 'n mens sal wees wat die duiwel se vyand is. 'n Mens uit die saad van die vrou wat die kop van die slang sal vermorsel. En daardie waaragtige mens, vlees en bloed, is Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 4 en 5 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Jesus moes in ons plek ly om ons van die duiwel se mag te red, om ons van die slawerny van die duiwel en die dood te red, om van ons wat gevangenes was vry kinders te maak, om ons sy broeders en susters te maak. Hy moes ons vlees en bloed aanneem om as mens die slang se kop te vermorsel. En die duiwel se kop is vermorsel aan die kruis, broer en suster. Jesus se kruis, dit was die oorwinning oor die duiwel, want die oordeel oor ons sonde is op die kruis aan die vlees en bloed van Jesus voltrek. Geregtigheid en waarheid het bly staan in volkomme harmonie, en spite van die feit dat die duiwel uit mekaar uit probeer haal het. Elkeen wat waarlik Jesus se broeder is, sy skuld is betaal. Die duiwel kan nie meer die dood voor ons neuse rondswaai nie. Hy kan nie meer die ewige dood as God se oordeel met reg voor ons neuse rondswaai nie. Dis hoekom die kruis oorwinning was. Dis hoekom die kruis die oorwinning was. As gevolg van die kruis kan die duiwel niks meer teen ons sê nie. Geen aanklag teen ons inbring nie. Vlees en bloed het die wraak van God oor die sonde tot in die dood toegedra. Vlees en bloed is daarom van die greep van die duiwel en die dood bevry. Maar nou is dit belangrik dat ons besef, in daardie bevryding het Jesus ook vir ons versoening bewerk. En daarom hoor ons in ons skrifgedeelte van die versoening van Christus se broeders. Jesus se vleeswording het nie net betrekking tot die bevryding van slawerny nie. Dit gaan nie net daaroor dat hy ons by sy vyandskap teen die Satan kan betrek nie. Dit gaan juis daaroor dat hy ons in gemeenskap met God kan herstel. Ons wat mense is. Ons hoor in vers 16 van ons skrifgedeelte, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom.
In die Hebreërbrief maak die Heilige Gees juis die punt dat Jesus voortreffelik is omdat hy ware God is, maar hy is juis voortreffelik omdat hy vlees en bloed aangeneem het, al is hy God. Die Seun se bekommernis is dan nie oor die engele nie. Die engele is dienende geeste, hulle het nie fisiese liggame nie. En die engele wat onder die duiwelse aanvoering in sonde geval het, bly in sonde. Daar is nie vir hulle 'n moontlikheid op redding nie. So daarom as dit by die verlossing kom, is God se omgee en bekommernis nie by die engele nie. Die getroue engele is getrou en die gevalle engele staan veroordeel. Nee, die Here se bekommernis lê by die saad van Abraham. En die saad van Abraham is nie hier die Hebreëse volk of die Joodse volk nie, dit is almal wat die evangelie glo, ook ons. Om werklik uit die nageslag van Abraham te wees, gaan nie maar net daaroor om gene met hom te deel nie, dit gaan oor die geloof wat ons met hom deel. Elkeen wat die Here se beloftes glo, het vir Abraham as vader, want Abraham het die Here se beloftes geglo. Die groot punt in ons skrifgedeelte is egter dat die Here vanuit sy trou aan sy beloftes en vanuit sy ondeurgrondelike liefde hom bemoei met ons. Vlees en bloed mense wat sy beloftes glo. Hy wou ons 'n verbondsmiddelaar gee, wat vlees en bloed deelagtig is. Waarom? Ons hoor in vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. God die Seun moes in alles aan ons gelyk word. Hy moes soos ons word, hy moes mens word, en die rede daarvoor is nie maar net om die duiwel se mond te snoer nie. Die rede was by uitnemendheid om deur sy vlees en bloed vir ons te gee, ons met God te versoen. Ons het 'n hoëpriester nodig gehad wat vrede tussen ons en God kan bewerk. Dis tog waarin ware bevryding lê, in vrede met God. Maar die sondes aan en in ons het ons van God vervreem. Dit het ons voor hom die dood skuldig gemaak, en daarom het ons 'n hoëpriester nodig gehad. Een wat tussen ons en God staan, een in wie God 'n behaag het, een met wie God tevrede is, een wat getrou en barmhartig is, sonder sonde. Ons sou nie met God versoen kon word as ons hoëpriester enige sonde gehad het nie. Ons weet mos nou al, jy kan nie jou skuld met 'n kredietkaart afbetaal nie. Ons hoëpriester moes vlees en bloed wees. Daarom is dit vir ons so troosvol dat ons kan bely dat die Seun uit die vlees en bloed van Maria werklik mens geword het. Maar broer en suster, as Jesus nie van die Heilige Gees ontvang is nie, dan sou dit te vergeefs gewees het. As Jesus maar die kind van 'n gewone man en 'n gewone vrou was, dan sou hy in die eerste plek maar net 'n mens gewees het. Hy sou nie ware God kon wees nie, maar in die tweede plek, hy sou 'n sondige mens gewees het. Ons weet mos, na die sondeval het die sonde sy greep ook oor die geslagte gekry. Sondaars wat kindertjies kry, klein onskuldige mensies nie, hulle kry klein sondaartjies. Dawid sê in Psalm 51 wat ons ook gesing het, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Die in sonde gevalle mens is verdorwe van die oomblik van sy ontstaan af. En daarom moes Jesus se ontvangenis en geboorte so wees dat hy sonder erfsonde gebore kon word. En dis hoekom ons vashou aan die belydenis dat Jesus ontvang is van die Heilige Gees en dat hy uit 'n maagd gebore is. Ons kan ons 'n maagdelike geboorte nie indink nie, maar dit het werklik gebeur. Deur die alvermoënde werk van die Heilige Gees kon God die Seun as 'n sondelose, vleeslike mens gebore word. Ons het 'n middelaar wat aan ons gelyk geword het, maar sonder sonde. Hy is as hoëpriester getrou en barmhartig, omdat hy smetteloos is. Weet jy, broer en suster, dis opvallend hoe baie die ketters en die dwaalleraars probeer om die ontvangnis en die geboorte van Jesus, soos ons dit bely, belaglik te maak. Hulle sê partykeer sommer, die mense 2000 jaar terug het nie verstaan hoe voortplanting werk nie, daarom het hulle met iets soos 'n maagdelike geboorte opgekom. Maar ons kan sommer hoor, dis gewoon bog.
Hulle het heeltemal genoeg geweet van voortplanting om te weet dat 'n maagdelike geboorte iets heeltemal bonatuurlik is. En boonop 2 Johannes 1 vers 7 sê, want baie verleiers het in die wêreld gekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die anti-kris. As jy nie die maagdelike geboorte van Jesus kan glo nie, hoe sal jy kan glo dat hy 'n plaasvervangende offer vir jou gebring het? Hoe sal jy kan glo dat hy werklik in jou plek gestraf is vir die sonde? Hoe sal jy die opstanding kan glo? Hoe sal jy die wederkoms kan glo? Jy sal nie kan nie. Daarom, as ons die evangelie reg wil ken en glo, as ons dit wat Jesus spesifiek kom doen het om ons te verlos reg wil ken en glo, dan glo ons die maagdelike geboorte. Ons weet, ons het 'n hoëpriester nodig wat vlees en bloed moet wees soos ons. Maar ons weet, ons het ook een nodig wat sondelose vlees en bloed moet wees, nie soos ons nie. Alleen so 'n hoëpriester sal voor God kan staan en sê, hier is ek en die kinders wat U my gegee het. Maar Jesus se hoëpriesterskap is dan ook nie net 'n troos omdat hy ons vrede met God herstel het nie. Dit is ook 'n troos omdat hy as ons simpatieke hoëpriester die vrede wat ons met God het, met sy barmhartigheid en sy getrouheid vul. Ons hoor in vers 18 van ons skrifgedeelte, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jesus het werklik onder allerlei aanvegtinge gelei as 'n mens. Hy het gelei onder die versoekinge en die verleidings van die Satan. Hy het ook as 'n mens daarin geweldige beproewinge deurgemaak, veel meer as enige een van ons. As hy dus ons voorspraak by ons Vader is en ons tot hulp kom, dan doen hy dit met 'n volkomme medelee. Hy tree vir ons in as een wat self ook gelei het. Iemand het gesê, baie mense hoor van Jesus as voorspraak of as advokaat by die Vader en dan dink hulle aan hom soos 'n gewone advokaat. 'n Gewone aardse advokaat of prokureur sal dalk jou saak verdedig omdat jy hom betaal, maar dis nie te sê dat jou saak werklike saak is wat op sy hart lê nie. Hy kan jou verdedig terwyl hy in werklikheid 'n veer vir jou voel. Maar so is dit nie met ons hemelse voorspraak Jesus Christus nie. Hy praat op grond van 'n innige barmhartigheid en 'n innige medelee. En ons hemelse Vader baseer werklik sy regering in die skepping op dit wat ons voorspraak uit daardie volkomme medelee om ons ontwil bepleit. Die Vader ignoreer nie vir Christus soos wat hy ons lewenspad lei nie. Daarom is dit so groot troos as Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Om so 'n middelaar en hoëpriester by die Vader te hê is werklik net moontlik deur wat ons inhoudelik bely van Jesus se ontvangtenis en sy maagdelike geboorte. Weet jy broer en suster, dis nog een ding as 'n sondaar met jou versoekinge en jou swaar kry medelee het. As twee mense al met dieselfde sondes gesukkel het, of as twee mense al op soortgelyke maniere swaar gekry het, dan kan hulle met mekaar 'n mate van medelee, van simpatie hê. Maar hulle kan mekaar nie regtig uit daardie sonde uithelp nie, omdat hulle beperk is en omdat hulle elkeen self sondig is. Maar Jesus het met ons medelee en hy kan ons uit die sonde uithelp, omdat hy versoek is net soos ons, maar sonder sonde gebly het. En dit is werklik groter as wat ons kan dink. As jy maar iets besef van die duiwelse versoekings, dan besef jy hoe geweldig dit is dat Jesus staande gebly het en nie een keer gesondig het nie. Hy het nie gesondig toe die duiwel hom in die woestyn versoek het nie. Hy het ook nie gesondig toe mense hom versoek het om van die kruis af te kom nie. Hy het aan die wil van sy Vader getrou gebly tot in die helse pyn en Godverlatenheid aan die kruis toe. Dit sodat hy 'n hoëpriester kan wees wat met ons swakhede werklike medelee het, maar sonder sonde. Daartoe het Jesus werklik vlees en bloed geword
dat hy nie 'n kliniese hoëpriester moet wees nie, en sodat sy offer tel. Wat 'n diep genade. Jesus het met ons werklike medelee omdat hy ons natuur deel. Maar hy het ook werklik die vermoë om ons uit ons ellende op te tel, omdat hy nie ons sonde deel nie. En weet jy, broer en suster, dit is hoekom Jesus se vernedering ook ons vernedering kan wees en sy verhoging ook ons verhoging. Jesus se vleeswording, kan ons sê, is die eerste tree van sy vernedering wat hy deurgemaak het om ons onthaalwe. Dit is vernedering vir sy goddelike persoon gewees om vlees en bloed aan te neem. Deur sy vlees en bloed heen kon hy wel plaasvervanger wees vir ons wat vlees en bloed is. Maar hy is ook as mens verheerlik, omdat hy ons broeder geword het en hom met ons verenig het in ons vernedering, is ons ook met hom verenig in sy verhoging. Hy is as verheerlikte mens, leer die Bybel ons, die eersteling onder baie broeders. Op ons wag daar ook 'n verheerliking. Op ons wag daar om sy onthaalwe ook 'n verhoging. 'n Verhoging tot bo die dood en die verganklikheid uit. 'n Verhoging tot bo die sonde uit. Dit is wat vir ons wag in die wederkoms van Christus. Liefde gemeente, watter heerlike verborgenhede word vir ons ontsluit in hierdie leerstuk. God is geopenbaar in die vlees. Die Seun het vlees en bloed aangeneem om ons vlees en bloed te verlos. Ons swakhede het hy op hom geneem sodat hy ons kan versterk met sy hemelse krag. Glo jy dit? Ken jy vir Christus as die middelaar wat met jou medelee het? As ons hom so ken, dan kan ons ook vertrou dat die Vader met ons werk in Christus, dan kan ons hom ook vertrou in ons swaar kry. Ons lyding en ons swaar kry is immers in Christus nie vir God vreemd nie. Mag die Heilige Gees ons dan so lei, dat ons die woorde van Psalm 103 vers 13 en vers 14 sal glo en daarop vertrou. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Amen.